Goeiemôre almal, my naam is Michelle. Ek het ook my eie bediening met die naam Radical Shift Disciples en ek wil vandag graag een van my gunsteling verse na julle toe bring in die Bybel en vir julle net bietjie meer verduidelik oor waaroor dit gaan. Baie mense kom na my toe en sê hulle vir my, hulle verstaan nie wat in die Bybel staan nie, hulle lees maar niks kom deur nie, hulle vergeet dit. Niks wat hulle lees gaan binne, onthou hulle nie. En is my baie hartseer, want ek was op 'n tyd ook daar, en ek het gelees en niks wou in my indring nie. En ons besef nie dat die Bybel geskryf is vir die gees en nie vir die vlees nie. En die woord sê ook dat wie hom nader tot God sal tot hom nader. En wanneer die Here regtig sien jou hart is opreg en jou aan, al hoor jy nie, al verstaan jy nie regtig wat jy lees en jou aan, die Here sal jou opregte hart sien. En hy sal vir jou die Heilige Gees as 'n geskenk gee wanneer jy wedergebore word. Maar ons moet ook daai keuse maak om wedergebore te word. Ek het nog nooit die Bybel so verstaan voordat ek nie die Heilige Gees ontvang het nie. Ek het nog nooit die Bybel verstaan voordat God vir my die Heilige Gees gegee het nie. En ek wil vandag die versie vir julle lees wat dit wel bevestig dat wanneer Jesus sy gees vir ons gee, dit is wanneer die Bybel rarig indring. En hierso is die versie, dit is Hebreërs 4 vers 12 tot 13. Ek lees uit my boekie uit, waar Bybelstudie doen, ek wil graag vir julle die versie daar uit lees. Daar staan: Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees, van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë, en aan hom moet ons rekenskap gee. Daar waar die versie sê, skeiding van siel en gees. Dit beteken dat 'n mens se liggaam bestaan uit 'n siel, 'n gees en 'n vlees uit. En jou siel is al jou sintuie, jou ore, jou hoor, jou sien, jou ruik, jou proe, jou voel. Dit is alles wat in jou siel is. En die groot ding is wanneer ons verslaaf is aan pornografie, dan kyk ons dit met ons oë. En die Bybel sê ook, die vensters na die siel is in ons oë, is deur ons oë. Dit gaan in ons hart in. Wanneer jy pornografie kyk, of 'n movie met 'n lekker hittige scene in, en jy dink dis jy onskuldig, dit maak iets wakker binnekant jou. Ons vlees is swak, maar die gees is sterk. Ons vlees wil allerlei dinge doen. Maar wanneer ons wedergebore word en God gee vir ons die Heilige Gees as geskenk, dan is daai Heilige Gees binnekant ons om ons te reg te wys. En dit is wanneer, ek het nog nooit die Bybel verstaan voordat ek die Heilige Gees ontvang het nie. Eers toe ek tot wedergebore word en begin die Bybel lees, toe breek die Here vir my die Bybel oop, stukkie vir stukkie. Elke dag, ek kan een vers 20 keer lees, oor die tydperk van 'n jaar, dan elke keer as ek dit lees, dan het dit 'n ander betekenis. En dit is wat die woord hier bedoel van, dit is lewend en kragtig. En wanneer jy nie die woord verstaan en waar daarin staan nie, dan is dit nie vir jou lewend en kragtig nie, dan beteken dit, die Heilige Gees is nog nie wakker in jou nie. Jy het nog nie die wedergeboorte gegaan om die Heilige Gees te ontvang as geskenk nie. Maar wat ek wou gesê het met die skeiding tussen siel en gees, is wanneer jy dan na pornografie kyk, dan gaan dit in jou, jy kyk dit, en dit gaan in jou hart en jou gedagtes in. En dan later, dan dink jy weer daaraan, en dan wil daai wat jy dink, wat gebeur het in daai goed wat jy gekyk het, dan wil jy dit uitoefen. Dan het jy die drang binnekant jou om dit uit te oefen, en wanneer jy dan voor huwelikse seks beoefen, of enige so ietsie, dan bind dit jou in die gees. So wanneer jy as jy tot wedergebore kom, dan skei dit jou siel en jou gees. Die woord van God wys jou tereg. En dit is waar dit kom om te sê dat dit skei jou siel en jou gees, want dan word jy gelei deur die gees en nie meer deur jou eie goeders nie.
Daar staan geskrywe in 2 Timoteus 3 vanaf vers 16, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, dit is iemand wat die Heilige Gees ontvang het. Ek lees uit my Bybel uit. Dit is die persoon wat die Heilige Gees as geskenk ontvang het toe hulle tot wedergebore gekom het. Sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Julle, daar is geen duideliker woorde as daai woorde nie. En dit is hoekom dit so belangrik is, dat wanneer jy wedergebore is, die Heilige Gees jou moet lei en jy nie jouself, jy moet in jouself sterf, dis wat die woord sê, jy moet in jouself sterf. En Jesaja 55 vers 11 sê, so sal die woord wat uit my mond kom, ook dis God wat self hierso praat, dit sal nie onverrigter sake na my toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het. Onverrigter beteken vrugteloos. Die woorde sal nie, God se woorde sal nie vrugteloos terugkeer na hom toe nie. Hoe wonderlik is dit om te dink dat wat God gespreek het, wat sy woord sê, dit is wet, dit is waar, dit is lewend en kragtig. En God se woord sê dit self, dit skei van gewrigte tot murg. Dit skei siel en gees, dit beoordeel die bedoelings van die gedagtes van die hart. Die woord sê jou hart jou hart sal jou bedrieg. Jy moet jou hart oppas. Spreuke 5 vers 21-23 sê, 'n mens se lewe lê oop voor die Here, elke tree wat jy gee sien hy. Wat ook al in jou binnekamer doen, dit sal geopenbaar word. Dit staan in Matteus, staan daar. Praat onder korreksie, maar ek weet dit staan daar. Die woord sê, wat ook al in die duisternis gedoen word, sal by die lig gebring word. So, wat ook al jy doen agter geslote deure, die Here sien dit. Maak enige iets wat jy doen teens goed of sleg, dit maak nie saak nie. Ek is nie om vir jou te sê wat jy verkeerd doen nie. Ek is nie om vir jou te sê wat sonde is en wat nie. Ek is hier om vir jou te sê, lees die Bybel. En as jy nie weet wat daar verstaan nie, kies om wedergebore te word, sodat jy die Bybel kan verstaan, sodat God jou kan leer wat is reg en wat is verkeerd. Die woord leer dit vir jou. Ek is nie daar om vir jou te sê, wat is sonde en wat is nie sonde nie. Vandag sê ek vir jou, gaan lees jou Bybel en gaan bou jou verhouding sommer die Here, sodat jy kan weet wat is reg en verkeerd. Daar sou staan, elke tree wat jy gee sien hy, die oortreding van die goddelose agterhaal hom, hy draai hom vas in sy sonde, hy sterf deur sy gebrek aan selfbeheersing. Sy dwaasheid het hom op die verkeerde pad gebring. Hy sê die goddelose, hy sê nie die ongelowige nie. Dit gaan oor die goddelose. Die goddelose is 'n persoon wat weet wat reg is en wat verkeerd is, en hulle kies om verkeerd te doen, hulle kies om in rebellie teen God se woord te gaan. Wanneer jy weet wat die waarheid is, en jy weet wat reg en verkeerd is, en jy kies nog steeds om nie die regte goeders te doen nie. Die woord sê, wanneer jy doen wat verkeerd is, en jy weet wat is reg, dan is dit sonde. Dit maak nie saak wat ek sien as sonde, of wat ander mense sien as sonde nie, dit gaan oor wat God se woord sê. En dan hoor nou, 2 Timoteus 1 vers 7 is 'n baie bekende versie. Dit sê, die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Krag is, daar's 'n vers in die Bybel wat sê, die krag wat Jesus uit die dood uit laat opstaan het, is in ons. Dit is vir die wat wedergebore is, wat die Heilige Gees as geskenk ontvang van God af. Dit is die krag. Die liefde, God is liefde. Hoe wys jy jou liefde teenoor God? Hy klaar sy liefde aan ons gewys deur om sy seun op die kruis vir ons te gee. Maar hoe wys ons, omdat die Gees binne ons gee vir ons krag en liefde en selfbeheersing. Liefde beteken die liefde wat ons vir God moet wys, dit staan in sy woord, om hom te gehoorsaam en sy wet en bepalings na te kom, om hom te gehoorsaam, om vir hom te luister. Dit is wat die liefde van God is gehoorsaamheid.
En dit is wat hoe ons wys as ons lief is vir hom, is deur gehoorsaamheid. En dan sê dit verder, en selfbeheersing. Selfbeheersing gaan wanneer jy die Heilige Gees in jou het, dan het jy selfbeheers. Die Gees, daar staan, die Gees wat God ons gegee het. Dit beteken die Gees, die Heilige Gees wat God vir ons gegee het. Jy kan nie selfbeheersing hê as jy uit jouself uit nie. Jy kan nie liefde wys vir God uit jouself uit nie, en jy het nie krag uit jouself uit nie. Dit alles gaan oor die Heilige Gees. Alles gaan oor die Heilige Gees. Toe Jesus nog nie was die Heilige Gees nie hier nie. Toe hy weg is, toe stuur God die Heilige Gees om ons reg te wys, om vir ons te sê dat die woord 'n tweesnydende swaard is. En dit is deel van die wapenrusting wat jy elke dag moet aantrek. Dis die tweesnydende swaard wat jy moet vashou. Dit is die woord van God wat deur been en murg en siel en gees sny. Here, die Here weet hoe elkeen se hart is. En vandag wil ek net vir julle kom sê dat maak daai keuse om die Heilige Gees te ontvang. Word wedergebore, doen sondebelydenis, doen jou bevryding. Bevryding is ongelooflik belangrik. Doen jou bevryding, laat jou doop en wees opreg dat God sy Gees vir jou kan gee as 'n geskenk. Julle, is die beste geskenk wat julle ooit in julle lewe sal ontvang. En dit was wat ek vandag na die tafel toe wil bring is, sterf in jouself, ontvang die Heilige Gees en lees God se woord. Moenie moeg oontjie raak en heeldag rondhardloop en om jou so rondhardloop omdat jy nie kan verstaan dat in die woord en jy dink God is kwaad vir jou en jy dink dit is alles God se skuld. Dis nie God se skuld nie. God wag daar vir jou. Hy het alles vir jou hy het alles vir jou in hierdie boek. Hy het alles vir jou in hierdie boek gegee. Hierdie is basic instructions before leaving earth. Dit gaan in jou finansies, jou werk, jou liefdeslewe, jou finansies, jou gesondheid, in elke liewe aspek van jou lewe, is die antwoorde hier binne. Maar ons kies nog steeds om ons eie keuses en ons eie koppe te volg. Ek hoop julle het 'n lekker dag en julle maak die regte besluit. En neem Jesus aan as jou verlosser, jou saligmaker en jou geneesheer, jou redder, die Messias. En ek vra dat julle, ek pleit by julle om daai besluit te doen. Julle, die lewe is kort. Vandag is jy hier, môre is jy nie meer hier nie. En ek het onlangs het ons iemand verloor en die oom het so gelewe dat ons weet dat hy op die regte pad is, dat hy op die regte plek is. Daar's geen twyfel nie. Lewe soos wat Jesus wil hê jy moet lewe volgens sy woord. Jy kan nie volgens sy woord lewe as jy nie weet waar daar staan nie, verstaan nie waar daar staan nie. Dan kan jy nie volgens sy woord lewe nie. Dan is daar probleme. Al jy die Bybel gaan verstaan is as jy die Heilige Gees in jou het en jy God se stem kan hoor. Die Bybel sê, die skape sal die herder se stem hoor. En ek bid vandag dat die Here jou hart ontvanklik sal maak, sodat jy sy stem sal hoor, dat hy jou hart sal versag van klip na vleis toe, sodat jy die keuse sal maak om tot inkeer te kom en jouself, jou eie ek, vas te spyker aan die kruis saam met Jesus en lewendig op te staan saam met hom, en dat hy beheer vat oor jou lewe. Mag jy 'n geseënde dag hê. Bye.